Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Dinsdag 7 April. God is liefde. Liefde is waarskynlik die mees algemene woord wat deur Christene gebruik word om God se karakter te beskryf. Dit kan wees as gevolg van die identiteitsverklaring oor God in 1 Johannes 4 vers 8 wat sê God is liefde. Johannes sê nie God is liefdevol nie, maar eerder God is liefde. Liefde is sy karakter, die wese van wie hy is. Vir baie mense kom hulle prentjie van God voort uit hulle menslike definisie van liefde, wat altyd verdraaid en onvolmaak is. In plaas daarvan behoort ons eie definisie van liefde gevorm te word deur wie God is en wat hy oor homself openbaar in sy geïnspireerde woord. Wat verduidelik 1 Johannes 4 vers 7 tot 19 vir ons oor liefde? Ons lees 1 Johannes 4 vers 7 tot 19. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde. En hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in. En hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. 1 Johannes 4 vers 7 tot 19. God se liefde is volmaak, vry en diep verhoudingsgerig, soos geopenbaar in die herhaalde uitnodiging om in hom te bly in 1 Johannes, omdat ons die liefde wat God vir ons het leer ken en geglo het, God is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. 1 Johannes 4 vers 16. God is liefde, en hy het ons na sy beeld geskape, soos gelees in Genesis 1 vers 27, om lief te hê en om liefde te begeer. In Hebreëus is een belangrike woord vir liefde, hesed. Dit beskryf God se verbondsliefde vir die mensdom, wat eienskappe insluit van lojaliteit, beskermdheid, standvastigheid en teerheid. Die antieke tale van Hebreëus en Grieks gebruik baie verskillende name om na God te verwys. Name waarvan die betekenisse verskillende aspekte van God se pragtige karakter vasvang en lig daarop werp. Hierdie is net 2 voorbeelde. Voorbeeld nommer 1. Adonai, die Here van alles, wat vir ewig regeer, met verwysing na die verbond. Genesis 15 vers 2 sê vir ons, toe vra Abraham, Here, wat sal u my gee, aangesien ek sonder kinders heen gaan en die erfgenaam van my huis, die Damaskener Eliezer is. Rigters 6 vers 15 sê vir ons, maar hy vra hom, ag Here,
Waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse en ek self die geringste in my familie. Maleagi 1 vers 6 sê vir ons: 'n seun eer die vader en 'n knegt sy heer, en as ek dan 'n vader is, waar is my eer? En as ek 'n heer is, waar is die vrees vir my? Sê die Here van die leerskare aan julle, o priesters, wat my naam verag, maar julle sê, waardeur het ons u naam verag? Psalm 97 vers 5 lees: Berge smelt weg soos was voor die aangesig van die Here, voor die aangesig van die Here van die hele aarde. Die tweede voorbeeld is Yahweh Jireh, die Here sal voorsien. Genesis 22 vers 13 en 14 lees: En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram wat agter die bos met sy horings vasgeraak het, en Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Genesis 22 vers 13 en 14. Uiteindelik word die grootste uitdrukking van God se liefde geopenbaar deur die gawe van sy seun aan hierdie aarde wat vir sondaars gesterf het. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Romeine 5 vers 8 sê vir ons, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Romeine 5 vers 8. God kon dit van die mensdom weerhou het, tog? As gevolg van sy grootmoedige, radikale, uiters onselfsugtige liefde, het God Jesus na die aarde gestuur, sodat ons vrylik kan kies om op sy liefde te reageer, geopenbaar in sy plaasvervangende dood namens ons. Jesus het nie net die skeiding oorbrug wat sonde tussen ons en God gebring het nie. Hy het geleef om vir ons God se volmaakte karakter van liefde te wys en om alle mense na hom toe te trek. Jesaja 59 vers 1 en 2 lees: Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Johannes 14 vers 9 lees: Jesus sê vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien, en hoe sê jy, toon ons die Vader? Hebreërs 1 vers 3 lees: Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Johannes 12 vers 32 lees: En ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. Baie van God se name bevat sy heiligheid en liefde in hulle kern. Lees 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 8 en vervang in elke geval die woord liefde met God. Hoe brei dit jou begrip van God se karakter uit? As jy jou naam sou plaas waar daar liefde staan, hoe goed sou dit by jou pas? Ons lees 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 8 en gaan die woord liefde vervang met die woord God. God is lankmoedig en vriendelik. God is nie jaloers nie. God praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. God bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. God vergaan nimmer meer, maar profeseë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 8, waar die woord liefde met God vervang was.